Ek staan vandag hier by 'n halfmens. 'n Halfmens is hierdie unieke plant wat net in die Rigtersveld groei en wat 'n besondere eienskap het. En dit is dat hy alleen bo op 'n berg staan en 'n baie interessante naam het, halfmens. Weet jy, dit kom van 'n legende af. Die legende is dat die Khoisan deur die Namas uit die suide van Namibië verdryf is suidwaarts. En toe is hulle hier Oranje rivier en toe is die legende dat hulle so gestaan en terug verlang het na hierdie land aan die ander kant die Oranje rivier, dat hulle in bome verander het. En dis halfmens is. Maar daar is ook 'n ander rede en dit is dat dat partykeer as jy ver op die vlakte staan, dan lyk dit soos 'n mens wat daar bo op die berg staan. Half en half soos 'n mens. Maar hierdie halfmens is eensaam. Wie sien vir hom of haar raak? Ek weet wie sien hom raak, die een wat hom of haar gemaak het. Die God wat ook in die Bybel genoem word El Roi, die God wat sien. Juist daar in Genesis 16 word daar vertel van 'n mensie wat eintlik ook maar 'n halwe mens was, want sy was 'n slaaf, Hagar was haar naam, en 'n slaaf in daai tyd was maar nie juist mens nie. Jy was maar so half en half mens. En dan sy nog moes vlug van haar eienares Sarah, en wat daar was 'n bekleierery tussen Abraham en Sarah oor haar. En toe sit sy hier by 'n put. En toe ontmoet sy die Here wat haar raak sien. En sy sê, ek het die God gesien wat my sien, en toe noem sy die Hebreëse naam El Roi. El Roi, die God wat sien. Mense, halwe mense, ons elkeen. En dis die genade wat ek kry in hierdie stukkie plant, dat die God wat hom raak sien, terwyl niemand hom raak sien nie, want dis deur in die vlaktes en die ry nie karre verby nie en jy stap nie een mens verby nie. Maar God sien hierdie plant, hierdie mensie, en hy sien vir jou en hy sien vir my. Ek wonder of jy dieselfde kan sê as Hagar. Ek het die God gesien wat my sien. Ek hoop jy beleef iets daarvan, terwyl jy soms daar is tussen baie mense waar niemand jou sien nie. Seën.